Dit is ritmeertyd. Kan jy dit glo? Daardie tyd van die dag of die aand of wanneer jy ook al kyk, dat die Here se woord volspoed teen stormsterkte, teen 'n goeie storm se sterkte op jou en op my afkom. Nadat COVID ons land getref het baie dinge verander en ritme het ook bygekom. Ritme digitaal bedoel ek, en dit gaan van krag tot krag. Johan Smit en ek kry sulke goeie terugvoer soos wat ons in die land rondgaan, dat mense in hulle geloof opgebou word en toegerus word om die Here op vars en nuwe maniere te dien. Al die eer aan die Heer. Dankie dat jy die boodskappe ook verder versprei en weer gereeld daarna kyk. Maar alles op 'n stokkie. Vanaand is die Here se woord in jou gesig. Maak oop jou hart en ontvang dit en geniet dit. 'n hartlike welkom en 'n hartlike goeie dag. En as mens so met 'n kamera opneem, dan moet jy altyd sê goeie dag, want jy kan nie sê goeiemôre nie, want al kyk jy dit in die middag, of as ek vir jou sê goeie naand en jy kyk dit dalk in die oggend. So mens leer die goed so oor tyd, maar weet man net, dit is so lekker vir my, vir Stefan, vir Pierre en vir Dani, om so met jou te kan kuier. En weer, het gaan net oor die woord, dis waaroor dit gaan. Sommige net weer dankie vir elke sent wat julle ons mee ondersteun. Dankie vir elke opbouende, bemoedigende boodskap op YouTube of e-posse wat ons ontvang. Ons waardeer dit. Dit motiveer ons, dit inspireer ons om aan te gaan en vir jou ons heel beste te gee. En ons hoop om nog lank aan te hou daarmee. Vandag gesels ons uit die woord. Altyd vir my belangrik, nie net vir my nie, vir ons belangrik, uit die woord God se hart. Kom ons hoor sy hart oor liefde. Liefde is 'n baie eenvoudige woord wat baie wyd gebruik word, baie algemeen gebruik word, en weer die gevaar loop om 'n cliché te word. En daarom wil ek vandag regtig baie prakties raak, hande en voete, met die woord as basis, om jou te help daarmee. Maar ek het 'n baie interessante manier wat ek gaan begin vandag met liefde. Dit het my hart baie diep geraak toe ek op wat hulle mos nou noem die Griekwa psalms om daarop af te kom. Maar spesifiek 'n man met die naam Adam wat 1 Korintiërs 13, die bekende gedeelte oor die liefde, gaan skryf het en kan 'n mens dit noem, ek is nie 'n taalkundige nie, dalk Griekwa Afrikaans. So geniet hierdie saam met my as ek dit vir jou lees. Weer eens, dis Adam wat dit geskryf het. Al sal ek die tale van mense en van engelse praat, maar ek het nou nie die liefde geloop ruil vir die haat. Dan het ek net 'n raaslike parafienblik gestaat raak. Al was ek so slim, dat ek nuwe goeders kan maak, maar ek het die Here se liefde buite in die son gelaat lê. Dan is ek niks. Hoor wat ek hierdie vandag vir jou sê. Al gee jy my hele bokke weg, net om die 8 te hê, dan sal al hierdie dinge my nou nog niks gebetaal het nie. As ek nie die liefde uit die hemel uit kan geloop haal het nie. Die regtige liefde, die se bek is nooit nie dikkie. Jy sien hom nie skinder nie en jy hoor hom nie klikkie. Hy skryf die kwaad ook nie in boekies op nie. Die liefde maak alles mooi toe met 'n sawwe karos. Tale die hou op, voorspellings verdwyn en woorde raak los. Maar liefde, die sal nou tot by ewigheid toe net so bly staat. Toe ek nou 'n kind gewees het, toe ek soos 'n kind gedink. En vandag sien ek net troewelte in die gorre waters blink. Maar eendag sal ek die Here se waarlikheid gaan weet. En nou is dit die geloof
en die hoop, en die liefde wat bly staat. Maar net die liefde sal saam met my na die Here se hemel toe gaan. Och, dit raak my diep, my hart baie, baie diep, die opregtheid, die warmte, die werklike verstaan van liefde, om dit so te kan skryf, so in 'n Griekwa, Afrikaans. En dit is vir my net aangrypend mooi. So kom ek spring nou na 1 Korintiërs 13 vers 13, uit 'n bekende vertaling, dit is nou nie Griekwa Afrikaans nie. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. En hier gaan dit nie oor, en hierdie een is die belangrikste nie, want wat is ek en jy nou sonder geloof? Wat is ek en jy nou sonder hoop? En net so kan ek vra, wat is ek en jy nou sonder liefde? Maar omdat liefde eintlik, jy kan 'n ander woord gebruik vir liefde, verhoudings. Dit is die grootste. Dit is waaroor die lewe werklik gaan, om die lewe se oorvloed te ervaar, beteken liefde wat jy ontvang, liefde wat jy koester, en liefde wat jy uitdeel. Die lewe is net soveel dieper, soveel ryker, en daardie lewe in oorvloed, wat Jesus van skryf in Johannes 10 vers 10, dis net soveel meer werklik, as dit gaan oor die liefde. As ek ook kan spring na Petrus toe, 1 Korintiërs 13, uiteraard is Paulus wat vir ons skryf, maar Petrus in 1 Petrus 4 vers 8, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Och, dis 'n besonderse woord weer, dis nie sommer net lief hê nie, hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. 1 Petrus 4 vers 8, hê mekaar hartlik lief. Daardie liefde, daardie beskrywing van liefde, sê weer vir my, geef my so iets van die diepte en die warmte en die omvang van liefde. Iewers lees ek die volgende raak oor iemand wat dit probeer verduidelik, wat skryf in Engels, love deeply, hartlik, deeply. Met ander woorde, liefde is nie iets oppervlakkigs nie. Die wêreld het van liefde iets baie vlak gemaak. Kom ons dink aan sosiale media. Likes op sosiale media en follows op sosiale media. Vir baie mense, dit laat hulle goed voel. Ek sê altyd, die ding wat jou regtig oorvloediglik gaan seën en laat goed voel, is liefde, nie likes nie, nie follows nie, maar dis die wêreld wat ons in leef. Dit het 'n vlak wêreld geword. Dit gaan nie meer oor liefde nie, dit gaan oor likes. Dit gaan daaroor om gelike te word. Nee, as Petrus vir ons sê, hartlik lief, dan is dit 'n liefde wat kom uit my verhouding met die Here, uit die evangelie, uit die kruis en God se liefde vir jou en God se liefde vir my, wat ons leef na ander mense toe. Werklike liefde, hartlike liefde, is genade, om genade te leef na ander mense toe, om 'n kanaal van genade te wees, om te kan vergewe. Ons kry seer, mense. Nie een van ons het nog nooit seer gekry nie. Nie een van ons is nog nie in die rug gesteek nie. Almal van ons het ons stories, almal van ons het ons verhale. Maar werklike liefde is om uiteindelik te kan vergewe, 'n pad te stap, deur 'n reis te gaan, 'n proses te gaan, om te kom by vergifnis en by genesing dan uiteindelik. Liefde, hartlike liefde, daai woord sê vir ons, dit is nie 'n gevoel nie, dit is nie 'n emosie nie, want mense gevoelens is dun, emosies is dun, en môre is dit weg. Dis dade, dis optrede, dis hande en voete, dis wat dit is. Nou, om liefde werklik ten diepste te verstaan, weet jy, ek weet ons is ver van Kersfees af, maar ek wil jou na die Kersverhaal toe vat. Daar waar Jesus mens geword het, waar Jesus gebore is as 'n baba, in 'n krib,
in 'n stal, 'n vuil stal, waar God se hart van liefde in aksie kom, en hy oorgaan in aksie, hy oorgaan in dade, in ware liefde, dat hy sy seun gee. Hoor mooi, dit is liefde, om te gee. En dis die Kersverhaal. 'n stal, 'n vuil plek, 'n krib. Mense, 'n krib is 'n voerbak. Nog 'n vuil ding, waar Jesus gebore word. In 'n wêreld met 'n Romeinse regering, 'n wrede Romeinse regering, en 'n keiser wat hoor van 'n verlosser wat gebore is, en van 'n koning wat gebore is, en moord wettig, en daar's kindermoord wat plaasvind. Dan sê ek altyd, watter tipe God stuur sy seun na so 'n wêreld toe? En daar's net een antwoord. 'n God wat lief het. 'n God wat jou so lief het, en my so lief het, dat hy in hierdie wrede, ongenaakbare wêreld oorgaan tot dade, oorgaan tot aksie, en hy demonstreer vir ons. In die Kersverhaal, in die geboorte van Jesus, demonstreer hy vir ons liefde. Hy staan nie arms gevou as 'n toeskouer eenkant met 'n gevoel van jammerte en 'n emosie van jammerte nie. Nee, hy ervaar daai emosie en daai gevoel so diep, dit gaan oor in dade, dit gaan oor in aksie. Dis die evangelie. Die evangelie wat jou en my red. Die evangelie wat jou en my vergewe en vryspreek. Dit is ware egte liefde. Ek lees graag vir jou. Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. En die woord wat ek wil opklem lê hierso in Hebreërs 4 vers 15 is, hy's die een wat medelee het met ons swakhede. Hoor mooi, Jesus het medelee. Daar's empatie, daar's jammerte vir jou en vir my. Maar weet, dis nie net die vlak emosie en hy staan arms gevou eenkant nie. Nee, God kom in beweging as gevolg van daardie medelee, daardie empatie, gaan God oor tot aksie. So deernis en empatie en medelee lei tot liefde, lei tot genade. Dis asof daar 'n trigger is, 'n trigger effek is. En dit is dieselfde vir jou en vir my. Daar moet 'n medelee by ons wees vir iemand. Daar moet 'n empatie en 'n deernis wees van my en van jou na iemand toe. En dan gaan dit oor in dade, dan gaan dit oor in aksie, dan word dit genade, dan word dit liefde. So baie belangrik net weer, ek wil dit oor en oor beklemtoon. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Liefde is nie net 'n emosie nie. Liefde is nie vlak nie. Nee, sosiale media is. Sosiale media se likes en sosiale media se follows. Dit is vlak, dit is oppervlakkig, dit is dun. God se liefde is substance, dit het 'n diep omvang, dis 'n hartlike liefde, en dit is daardie hartlike liefde wat ek en jy hierdie wêreld mee moet ingaan. Ek lees graag vir jou Markus 6 vers 34. Toe Jesus uit die skuit klim, so Jesus is in 'n skuit, kry die prentjie, hy kom aan wal, hy stop aan wal en hy klim uit die skuit uit. Het hy 'n groot menigte. Interessant, die twee woorde langs mekaar. 'n groot menigte. Met ander woorde, baie mense daar gesien. En hy het hulle innig jammer gekry. Ek wil hê jy moet weer die medelee hoor. Ek wil hê jy moet weer die simpatie hoor, die empatie hoor, die deernis hoor, 'n deernisvolle hart
En wat doen Jesus? Hy's moeg op hierdie stadium. Hy's uitgeput op hierdie stadium. Maar toe hy hierdie magdom, hierdie massa mense sien, kom ek lees dit weer vir jou, groot menigte mense sien, toe kom daar die medelee en die deernis en die empatie en onmiddellik doen hy twee goed. Hy praat met hulle, hy leer hulle, want hulle is gretig om te leer, dis hoekom hulle hom volg, dis hoekom die groot menigte daar sit. Hy leer hulle, maar terselfdertyd besef hy dat hulle het ver geloop. Onthou, dis nie motors in daardie tyd, en dit is nou hierdie parkeerterrein wat vol motors staan nie, nee, 'n groot menigte mense wat honger het, geestelik honger, so hy gee hulle geestelike kos, en fisies honger, so hy gee vir hulle fisies kos. Die vermeerdering van die brode, die wonderwerk wat daar gebeur. In Markus 1, weer 'n keer, daar kom toe 'n melaatse man na hom toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, net gou weer 'n stukkie agtergrond, kom ek onderbreek myself net weer vir 'n oomblik. 'n melaatse man, melaatses het buite die stadspoorte gebly, 'n hoogs aansteeklike siekte, daar was nie regtig mediese oplossings, mediese behandeling daarvoor in die Bybelse tyd nie, vandag is daar. So, hulle het nooit naby mense gekom nie, dis die uitgeworpenes van die samelewing, van die gemeenskap. Hierdie man kom naby Jesus, hy val smeekend op sy knieë voor hom neer en hy sê, as u wil, kan u my gesond maak. En hoor nou weer wat gebeur. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hoor die dade, hoor die aksie, uit empatie, uit jammer kry, uit medelee. Hy raak aan hierdie man, hoogs aansteeklik. Hierdie man mag in die eerste plek nie naby hom kom nie. Hy oortree al die samelewings en die gemeenskapsnorme en reëls en wette. Maar nee, Jesus se hart van medelee en van empatie. Hy steek sy hand uit, hy raak hom aan en hy sê vir hom, ek wil amper sê, natuurlik wil ek jou gesond maak. My empatie en medelee vir jou kry my in aksie. Dit vat my na liefde toe. En dan sê hy vir hom die volgende woorde, word gesond. Word gesond. Hoor weer die genesing wat kom uit medelee. Die liefde wat kom uit empatie en uit deernis. Dade, nie net 'n emosie nie. Ek wil nou 'n vreemde woord, wil ek jou aan bekendstel. Dit is 'n Griekse woord. En ek gaan hom nou mooi vir jou lees, soos hy nou hier voor my geskryf staan. Splagnitsomai. Hy sê baie snaaks. Of hy skryf nog snaakser. Splagnitsomai. Dit is 'n Griekse woord. En dit beskryf ten diepste God se medelee vir die mens wat maak dat hy Jesus aarde toe stuur. Dit beskryf elke keer wat Jesus mense innig jammer kry, siek mense innig jammer kry, die vrou met bloedvloeiing innig jammer kry, die melaatse innig jammer kry. Dis 'n splagnitsomai, die Griekse woord wat eintlik beteken, dit kry jou ingewande, dit ruk jou ingewande, dit laat jou ingewande beweeg, dit kry jou ingewande in beweging. So dit is so sterk medelee, dit is so sterk empatie, dit is so sterk ek voel saam met jou, dat dit ruk eintlik my ingewande. En dit is daardie liefde wat die evangelie aan die gang sit, wat die evangelie begin, wat maak dat God, as hy my gebrokenheid en jou gebrokenheid raak sien, dat sy ingewande aan die ruk gaan, en dit maak dat hy Jesus aarde toe stuur, om die kruispad, die Getsemane pad te stap, wreed te sterf aan 'n kruis, sodat ek en jy die lewe kan kry, sodat ek en jy vrygespreek kan word. Nou wat beteken dit vir my prakties, en vir jou prakties elke dag? En ek wil jou weer na die Bybel toe vat. Ek wil jou Lukas 10 toe vat, na die bekende verhaal. Daar's 'n beseerde Jood, half dood, daar lê die man, hy is amper dood.
Hy lê daar. Hy is uit op sy voete, maar hy is nie op sy voete nie, want hy lê. Hy is aangeraand. En ek wil amper sê, dit is sy gelukkige dag, want daar kom 'n priester verby. En ek en jy weet wat gebeur. Die priester sien hom. Ek is oortuig, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek is oortuig die priester het hom jammer gekry. Ek is oortuig daar was medelee. Maar dit het nie die priester in beweging gekry nie. Hy het aanbeweeg. Hy het verby beweeg. Hy het daai beseerde, erg beseerde Jood daar gelos. Nou wel, die priester is verby. Dalk 'n bietjie emosie, dalk 'n dun stukkie empatie en doen niks. En dan is dit die leviet. Dit is iemand wat voltyds in die kerk gewerk het. Hy gaan verby. En ek weet, dit staan nie in Lukas 10 geskryf nie, maar ek is oortuig dat hy kry die man dalk jammer. Daar is empatie, daar's medelee, maar dit gaan nie oor tot aksie nie. Dit is liefde. Dit is liefde. En dan lees ons Lukas 10 vers 33 en 34. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hoor die woorde, innig jammer gekry. Splagnitsomai, dis presies waar splagnitsomai weer voorkom. By hierdie Samaritaan wat die Jood jammer kry en net so terloops, die Jode het die Samaritane gehad en die Samaritane het die Jode gehad. En hier splagnitsomai. En nou hier kom die belangrike. Hy het na hom toe gegaan. Aksie, dade. Sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. En ek en jy ken nie die verhaal, ons weet, hy het nog geld neergesit, hy het geld betaal. So hy het van homself gegee, hy het sy tyd gegee, hy het sy menswees gegee, hy het sy eie program onderbreek en hy het geld gegee. Dis liefde. Dis splagnitsomai. Dis nie net 'n dun emosiekie en 'n dun stukkie medelee en 'n dun stukkie empatie nie. Nee, dit kom in beweging. En dit is wat ware en egte liefde is. En wanneer ek en vir jou sê leef liefde, en wanneer die woord sê vir my leef liefde, dan is dit ja, kry innig jammer, hê empatie, hê medelee, maar doen iets daaraan. Ek wil afsluit. Onthou altyd die woorde. En die grootste hiervan is die liefde. Paulus se woorde. Die grootste hiervan is die liefde. Petrus, 'n hartlike liefde. Sy liefde met diepte, sy liefde met warmte. En dan die belangrike, liefde splagnitsomai. Dis empatie. Dis medelee wat oorgaan in dade, wat oorgaan in aksie, hande en voete. Dit is liefde. Dis nie net 'n emosiekie wat jy voel. Die priester is ek oortuig. Hy was daar. Die leviet, ek is oortuig, hy was daar. Maar hy het niks gedoen nie. Hy het liefde gemis. Kom ek en jy wees die Samaritaan teenoor die Jood. Splagnitsomai, my ingewande ruk oor die nood van mense en die nood in die wêreld. En ek gaan oor tot aksie, tot dade. Here help ons, kom ons vra dit vir hom. Here help ons om lief te hê. Help ons om nie net te voel nie, nie net emosioneel te raak oor nood nie, maar iets te doen, om oor te gaan in dade, oor te gaan in aksie. Gee vir ons u hart, die innig jammer, die empatie en die medelee. Here, maar een stap verder, gee vir ons die dade en die aksie, sodat ons liefde kan leef. Nou daar is dit, jou grootste roeping in die lewe, my grootste roeping in die lewe, hê lief, leef liefde teenoor ander. Kom ons, gaan doen dit. Wat 'n voorreg om die Here se woord so te hoor, op 'n nuwe en 'n vars manier. Dankie dat jy ook betrokke is by die bediening wat dit moontlik maak dat God se woord kan triomfeer en kan seëvier. Dankie vir jou finansiële ondersteuning. Dankie dat jy die boodskap ook verder versprei en 'n geseënde week vir jou.